Goeienaand, baie welkom vir julle almal. Dit is lekker om al die studente weer terug te hê. Vir ons aanlyn familie, baie welkom ook vir julle. Klom daar in Kroonstad en reg oor die wêreld wat deel is en wat bymekaar kom. Wat 'n voorreg dat julle ook kan deel wees van wat hier gebeur. Nou ek wil vir ons bid. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks wat ons noem Bybelse gebede. So ek wil vir ons bid en dan gaan ons in die woord van die Here ook induik. Vader, dankie vir u goedheid. Dankie dat ons in die naam van Jesus bymekaar kan kom. Dankie dat u dit moontlik maak. Dankie dat ons tot u kan nader, dat ons tot u mag nader. Dankie dat u 'n God is wat hoor, dat u 'n God is wat sien. Dankie dat u 'n God is wat notisie neem. Dankie vir u woord en ek wil kom vra Here dat u vir ons sal kom oopbreek deur die Gees, dat die Gees ons sal bedien en vir ons dinge sal kom wys wat dit is wat u wil hê ons moet doen, wat dit is wat u wil hê ons moet implementeer in ons lewe, wat dit is wat u wil hê ons moet glo en dat ons die geloof sal hê om te doen dit wat u vir ons vra, omdat u God is en omdat u goed is. Seën ons Here in die naam van Jesus. Amen. So ons begin vandag met hierdie reeks wat ons noem Bybelse gebede en ons gaan kyk na verskeie gebede binne in die Bybel en wat is daar wat ek en jy kan leer uit dit? Wat is beginsels daar binne wat ons kan toepas in ons lewe en in ons eie gebedslewe? En dit maak eintlik nie saak waar jy is nie. Miskien is jy al jare by die Here en jy bid al baie en baie lank en miskien gaan hierdie vir jou herinnering wees van beginsels van gebed en om jou net eintlik te herinner aan dit. Miskien begin jy nou eers jou reis saam met die Here en dis vir jou 'n nuwe ervaring en 'n nuwe ding en dan in hierdie reeks gaan jy leer hoe om te kan bid en wat is elemente van gebed en hoe om dit deel te maak van jou lewe. Miskien is jy vandag hierso en eintlik is jy glad nie by die Here nie. En miskien gaan hierdie vir jou help om te verstaan hoekom ons bid en hoekom ons vir jou bid en hoekom ons jou nooi en wat God doen deur ons gebede. En in 'n sekere sin is hierdie herinneringe. Ek dink aan die prentjie baie keer ons mans wat getroud is, ons het nodig om herinner te word om te kommunikeer in ons huwelik. Gewoonlik wanneer ons begin is soos ons het nie eintlik idee waaroor dit gaan nie en dan leer ons om te kommunikeer en dan moet ons herinner word om te kommunikeer en ernstig kom dit eintlik deur. En baie keer as dit kom by gebed, dan het ons sekere persepsies en dit voel baie keer soos werk en dit voel baie keer soos moeite en ons soek baie keer so half net 'n resep, gee net vir ons 'n ding. Maar die doel van beter kommunikasie in 'n huwelik is juist sodat ons 'n beter verhouding kan hê. En wanneer ek en jy kan groei in ons gebedslewe, dan kan ons 'n beter verhouding bou met die almagtige God, met die lewende God wat bemoeienis maak met ons lewe. En vandag wil ek kyk na een baie kort gebed. Dis 'n kort gebed, maar 'n kragtige gebed. Dit word gebid deur 'n ou wat ons eintlik min van weet. Ons weet iets van sy geboorte en ons weet van hierdie gebedsversoek. Hy is bekend net oor hierdie gebedsversoek wat hy gehad het, hierdie gebed wat hy gebid het en dat God dit geantwoord het. Hy is nie bekend omdat hy een of ander heldedaad gedoen het in die Bybel. Inteendeel, jy vind hierdie gebed weggesteek in 'n Bybelboek. Dis nie die Bybelboek waar mense gewoonlik sal sê my gunsteling versie kom uit hierdie Bybelboek uit. Want die grootste gedeelte van hierdie Bybelboek is geslagsregisters wat sê hy was die seun van so en die seun van so en daai is die seun en daai is die pa en daai is die oupa en alles en dit gaan net so aan en aan van die geslagsregisters en dan ergens is dit asof God net so half die pausknopie druk en sê wow. Ek wil net gou iets noem oor hierdie ou en die gebed wat hy gebid het en dan gaan dit net weer aan met die geslagsregisters. En ons gaan kyk na hierdie gebed van hierdie man met die naam Jabes. En as jy groot geword het in kerk of dan het jy heel moontlik al gehoor van Jabes gebed. Daar was al preekreekse gedoen aan dit. Daar's al boeke geskryf oor hierdie kort gebed wat 4 elemente het. En ek dink daar's dinge wat ek en jy kan leer uit hierdie gebed wat Jabes bid. En dit begin in 1 Kronieke 4 vers 9 wat staan: Jabes is hoër geag as sy broers. Met ander woorde, hy was die favourite. Hy was die wit broodjie gewees en hulle het geen geheim daarvan gemaak nie. Sy ma het meer van hom gehou, dis wat daai beteken. Sy moeder het hom die naam Jabes gegee en sê en dan gee sy die rede of hoekom sy hom die naam gee het. En baie keer het hulle name gegee gebaseer oor hulle ervarings of wat hulle eintlik is 'n seën en 'n profesie uitspreek oor wie hierdie kind mag word. En hier's wat sy gesê het: dit is omdat ek hom met smart in die wêreld gebring het. Dis hoekom sy naam is. Sy naam beteken pyn. Kan jy dink die familiedinamika wat daar was? Kan jy dink wat gebeur by die skool? Hierdie is Johan en sy sussie Tanya en die boetie Pyn. Welkom. En dan boonbehalwe dit, is hy die wit broodjie. So hy was 'n pyn vir sy boetie en sy sussie. So hy is 'n pyn in verskeie plekke. En so kan jy dink die familiedinamika wat hier gebeur. En ten spyte van dit kies hy om hierdie gebed te bid.
En dis baie keer waar van jou en my lewe, is dat ja, jy het 'n naam, maar daar's sekere dinge wat in jou lewe gebeur het. En baie keer word dit die filter waardeur jy na jouself kyk, jou mislukkings, en jou foute, en jou verlede, en jou sonde. En alhoewel jou naam dalk Johannes, dan kyk jy na, jy definieer jouself deur ander goeters. Jy kyk in die spieël en jy sien die egskeiding, en jy sien die verlede, en jy sien die verwerping, en jy sien die verraad, en jy sien al daai dinge. En as daar iemand was wat oor al hierdie dinge kon bid en oor hierdie dinge in sy lewe kon hê, dan is dit hy, maar ten spyte van dat bid hy hierdie gebed, en hy bid glad nie oor sy verlede nie, en hy bid glad nie oor wat hom die naam gegee het nie, en hy vra ook nie eers die Here dat om hierdie hele situasie te verander en sy naam te verander nie. Nee, hy sit dit half eenkant en hy skuif sy fokus na iemand groter en 'n doel groter as net wat gebeur het in die verlede. En ek dink ek en jy kan iets leer uit, dit maak nie saak waar jy jouself bevind, en wat jou verlede is, en wat jou storie is nie, dat hier is 'n gebed wat jy kan bid, en God het hierdie gebed verantwoord, en hier is wat hy bid. Jabes het die God van Israel aangeroep, as hy my tog maar net sal seën, my grondgebied sal vergroot, en as u hand by my sal wees, weerhou onheil van my, sodat ek nie smart ervaar nie, en dan hierdie sin, God het toe laat gebeur, wat hy gevra het. Met ander woorde, God het hom geseën, en God het sy grondgebied vergroot, en God se hand was oor sy lewe, en God het onheil van hom weerhou. God het gedoen wat hy gevra het. En dan gaan die geslagsregisters net weer aan. En ek dink hier's 4 elemente in hierdie gebed, wat ek en jy kan leer, en wat belangrik is, en wat ek en jy kan toepas binne in ons eie lewe. Die eerste ene, hy het gebid, Here, as u my tog maar net sal seën, en hierdie seën beteken, dat u my ryklik sal seën, dat u my oorvloedig sal seën, 5 maal uitroepteken, baie, sal seën. Dis wat hy vra. En die eerste ding waarvoor ek en jy kan bid in ons lewe is bid vir seën. Bid vir seën in jou lewe. Nou, hier's baie van julle wat ongemaklik voel as ek dit sê. Jy so sekerlik kan ek nie net vir myself bid en my eie seën en my eie vooruitgang nie. Dit voel bietjie selfsugtig. Moet ek nie bid vir daai ander mense nie? Moet ek nie bid vir daai mense wat swaarder kry as ek nie? Daar's iets in hierdie wat vir ons ek weet nie so lekker van dit. En so baie Christene het hierdie verkeerde persepsie dat as jy 'n Christen is, moet dit swaar gaan met jou lewe en jy moet suffer. En jy moet kerk toe kom en jy moet maar kerk net verduur en dit moet so sleg as moontlik wees, want hoe slegter dit is, hoe heiliger is dit. Want jy moet net betaal vir jou week en wat gebeur het. Dit is nie die evangelie nie. Die evangelie is dat daar 'n God in die heelal wat notisie neem van jou en hy het jou innig lief en hy's ryk in barmhartigheid. Hy het jou so lief dat hy sy seun gestuur het, aarde toe. En dat sy seun, Jesus Christus, het gekom en hy het in jou plek en vir jou die straf betaal. Hy het die versoeningsoffer betaal, sodat ek en jy 'n verhouding met die lewende God kan hê wanneer ons hom Here van ons lewe maak. En dit gaan oor alles wat hy gedoen het en niks wat ek en jy moet doen om hom sy liefde te kry en om sy aanvaarding te kry nie. Hy is 'n goeie Vader. En hy het jou lief en hy weet wat jy nodig en hy wil goed wees vir jou. Jakobus sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het. En die res van die verse, en hy verander nie soos dit. Hy's 'n goeie Vader. En hy wil jou seën. Paulus skryf in Timoteus, hy sê, hulle moet seker weet dat God vir ons alles sal gee wat ons nodig het. Ja, hy gee vir ons nog meer, sodat ons dit kan geniet. So God gee goeie gawes, sodat ek en jy dit ook kan geniet. En sodat ons dit kan, vir ander mense ook kan help met dit. En natuurlik is daar die ander kant, daar's hierdie pole binne hierdie, en natuurlik is daar die pool van hierdie vooruitgang en voorspoed teologie, wat sê dat die Here moet ons seën, en dat dit teken dat die Here by jou is dat jy geseën is, en dat jy die groot karre, en dat jy die geld en alles, en dit is nie waar nie, maar nou is so baie ons neig nou heeltemal na die ander kant toe, wat sê, okay, ek moet swaar kry en ek moet alles, dis ook nie die waarheid. Hy is 'n goeie Vader. En ek dink is belangrik dat ek wil 3 waarhede eintlik in bioloos, wat nodig is, om te onthou wanneer dit gaan oor seën, want daar's 'n rede hoekom God ons wil seën. En die eerste een is, ons word geseën om te seën. Die rede hoekom God ons seën is sodat ons tot seën kan wees in hierdie wêreld, dat ons tot seën kan wees vir mense. Paulus skryf in 2 Korintiërs, hy sê, en God is by magte, hy het die vermoë om aan julle alles in oorvloed te skenk. En hierdie woordjie oorvloed beteken oorvloedig, meer as genoeg, meer as wat jy kan gebruik, meer as wat jy nodig het om te gebruik. Hy kan dit doen, hy is by magte om dit te doen, om in alles in oorvloed te skenk. Hoekom? Sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê, dit wat jy nodig het,
en volop kan bydra vir elke goeie werk. So God wil vir jou gee en jou seën met meer as genoeg, dat jy genoeg het vir jou en dat daar nog meer is, sodat jy kan bydra en tot seën kan wees vir ander mense. Dit is van die begin af so. In Genesis 12, wanneer God met Abraham praat, dan sê hy die volgende, ek sal jou seën en jy moet tot seën wees. God se hart was nog altyd, dat sy volk, dat hy hulle wil seën, sodat hulle kan seën wees in hierdie wêreld, dat die res van die volke notisie kan neem en sê, God is die regte God, daar is seëning wat daar gebeur, en daar's vreugde wat daar gebeur, en daar's vrede wat daar gebeur, wat nie by ons is nie, en dit moet mense aantrek, en vandag nog is dit sy hart, dat hy wil tot seën wees, sodat ons tot seën in hierdie wêreld kan wees, want hy het die wêreld so lief, en hy wil sy mense gebruik, om die goedheid en die liefde en die genade en die aanvaarding van God bekend te maak in hierdie lewe. So dis die eerste ding, God seën om te sê. En tweede ding wat ek wil hê is, wat jy moet weet, is met seën kom verantwoordelikheid. Daar kom verantwoordelikheid wanneer die Here jou seën. Lukas 12 staan daar, van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word. En van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Hier is wat jy moet weet, dat God wil hê dat jy 'n goeie bestuurder sal wees van dit waarmee hy jou seën. Dat jy regtig tot seën sal wees. Dat dit nie net by jou sal stop nie, maar dat dit eintlik verder sal gaan. Dat dit in hierdie wêreld sal ingaan. Jy kan of 'n dam wees, of jy kan 'n rivier wees. 'n Dam is dit hou net op by jou en dit stop net daar. Of jy kan 'n rivier wees waardeur dit vloei na die res van hierdie wêreld. En dan kom verantwoordelikheid saam met dit. Lukas 16 sê Jesus, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En hier is 'n beginsel wat jy moet leer in jou lewe. Baie mense sê, as ek net eers die werk het, of as ek net eers daar is, of as ek net eers daai posisie het, dan sal ek hierdie dinge doen. En God is soos, nee, wees betroubaar met waar jy nou is, wees getrou in die dinge waar jy nou is, en dis dalk klein, sodat ek jou kan bevorder, want dan bewys jy jouself getrou, sodat ek jou kan bevorder. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En dan sê hy, en wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. En dan wil hy eintlik duidelik maak wat in God se oë klein is en groot is. Hier's 'n dubbele ding wat hier gebeur. Hoor wat hy dan sê. Hy sê, as julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, van geld, van besittings, van materiële dinge nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? En hierdie ware rykdom wat hy dan verwys is geestelike dinge. So hier's wat God sê, luister, geld in jou lewe is die klein ding wat die toets is, of kan ek jou vertrou met groot geestelike dinge? Wil jy groot geestelike invloed hê? Wees getrou met geld. Hier's wat jy moet weet, die geld wat in jou lewe is, die materiële dinge in jou lewe, die besittings wat in jou lewe is, hoe jy dit bestuur is 'n toets, of God jou kan vertrou met groot geestelike verantwoordelikheid. Daar's 'n link, dit is Jesus wat dit trek. Miskien is jy nou, en soos ek is 'n student, ek het nie baie geld nie, wees getrou en 'n goeie rentmeester van die geld wat jy het. Leer dit nou, en kyk wat God kan doen in jou lewe. En dan die derde ding, waarheid wat ek net wil los is, wanneer ons anders sien, sal God vir ons sorg. Dit is 'n beginsel, dit is 'n waarheid in die Bybel. Spreuke sê die volgende, wie hom oor 'n arme mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en die Here sal hom ten volle vergoed. Hy gaan dit terugbetaal. Spreuke 22 sê, wie mededeelsaam is, word geseën. Hoekom? Hoekom word die een wat mededeelsaam is geseën? Want hy gee van sy kos vir die arme mense. Want hy deel uit. En dis dinge wat ek en jy nodig het om te onthou, en nie, hier's miskien gebaseer op hierdie eerste gedeelte gebed wat jy kan bid, is soos, Here, gee my meer as wat ek nodig het, sodat ek tot seën vir die wêreld rondom my kan wees. Party van julle vind dit moeilik om hierdie te bid. Maar vra vir die Here dat hy jou sal seën, sodat jy tot seën kan wees in hierdie wêreld. En hier is die ding, wanneer dit dan gebeur, dan is dit nodig dat jy die volgende gedeelte van Jabes se gebed bid, wat hy sê, Here, laat my grondgebied vergroot. Geef my 'n groter grondgebied. Want ek het soveel, ek het meer as genoeg, so geef vir my, en hier is die ding, bid vir invloed. Geef my invloed in hierdie wêreld, dat ek tot seën kan wees. Hoekom moet ons bid vir invloed? Sodat jy die grootste moontlike verskil kan maak vir God se koninkryk in hierdie wêreld. Hierdie wêreld het nodig om te hoor van Jesus. Jy as Christen is nie net op hierdie aarde geplaas vir jouself nie. Jy is hier om 'n verskil te maak in die naam van Jesus, om mense te dien in die naam van Jesus, om Jesus op die tafel te sit vir mense, om die grootste impak moontlik te maak, nie vir jou naam nie, vir sy naam. Die enigste manier hoe jy 'n verskil kan maak in mense se lewe en hulle jou toelaat om 'n verskil te maak in hulle lewe is as jy invloed het in hulle lewe. En hulle het nodig om Jesus te kry in hulle lewe. Jesus is die lewe. Jesus het sê, ek het gekom om vir julle die lewe te gee en dit in oorvloed. Met ander woorde, sonder hom, dit wat jy het is nie lewe nie. Dis in hom is die ware lewe. En ons sit met hierdie goeie boodskap, so hoeveel te meer moet ons bid vir invloed in mense se lewe om Jesus op die tafel te sit.
Psalm 2 vers 8 sê, vra my, en ek gee volke vir jou as eiendom. Die hele aarde sal as jou besitting. Hierdie hele psalm is 'n messiaanse psalm wat eintlik gaan oor die Messias wat gaan kom en oor Jesus. En dat hy is vir die wêreld, hy is vir alle volke. Dis hoekom hy gekom het, want so lief het God die wêreld gehad. Hierdie is 'n vers wat ek al vir jare bid. Ek bid dit oor my lewe en ek bid, Here, gee vir my, en ek bid dit vir ons gemeente. Ek bid, Here, gee vir my die Vrystaat. Here, gee dat ons kerk 'n kerk sal wees wat kerke plant oralste in die Vrystaat, in die platteland, want die opsie wat deesdae uitgeoefen word oor kerke wat doodloop in die platteland is geen kerk. En dan word al hoe meer kerkloos en kerkloos mense. Volgens statistiek is daar 300,000 Afrikaanse mense in die Vrystaat. Ons bereik op hierdie stadium 1% van dit. Wat kan gebeur as ons oralste kerke kan hê en mense die goedheid van Jesus kan hoor en die liefde van Jesus kan hoor en die waarheid van Jesus kan hoor en iets van kerk en God se mense kan ervaar? Wat kan gebeur? Wat kan gebeur as die Here net vir ons 10% gee? So ek bid dit vir ons gemeente. Ek bid Psalm 67, mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn. Hoekom? Dat dit net gaan oor ons en ons gemeente? Nee, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie aan die kantlyn staan terwyl die evangelie besig is om uit te gaan in hierdie wêreld nie. Ek wil in die game wees. Ek wil met my lewe die grootste moontlike impak maak vir God se koninkryk. Ek wil die grootste hoeveelheid mense vir Jesus kan bereik. Ek wil sien dat die Bybel in tale vertaal word wat nog nie die evangelie in hulle taal het nie. Hulle het nog nie eers die goeie nuus van Jesus ooit in hulle eie taal gehoor of gesien nie. En as ons kan deel wees van dit. Ek wil nie net hoor dat God groot dinge doen in Amerika of in ander plekke van die wêreld nie. Hoekom kan hy nie iets hier in ons midde doen nie? So ek bid dit en ek vertrou die Here vir die invloed. Jesaja 54 sê, maak groter die plek vir jou tent, maak breër jou tentdoeke, moenie suinig daarmee werk nie, maak langer die tentlyne en slaan die tentpenne dieper in, want jy sal na alle kante toe uitbrei. Ek glo dat die Here soek mense, wat 'n geloof sal hê, wat sal invloed wil hê vir sy naam en vir sy glorie en vir sy koninkryk. Ek dink hy soek mense, vir wie hy invloed kan gee. Aan die begin van Jesaja, dan sien Jesaja vir God op die troon en hy staan in verwondering van wie God is. En hy besef dat hy is net 'n sondige mens. En dan kom die engel en hy raak sy lippe aan en in sekere sin reinig hy hom. En dan net daarna, dan vra die Here hierdie vraag, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees in hierdie wêreld? En dan is Jesaja se antwoord, hier is ek, stuur my. Here, hier is ek, gee my die invloed. Gee vir my die invloed en ek sal gaan en ek sal u naam bekend maak. God beplan 'n doel, het 'n doel vir jou lewe. Hy beplan 'n groter lewe vir jou as jou eie natuurlike vermoëns. Ek wil 'n lewe lewe groter as my natuurlike vermoëns. Ek weet wie ek is. Ek weet wat my gawes is. Ek weet wat my talent is. Ek weet wat my persoonlikheid is. En as ek net op dit gaan my lewe nie eintlik vreeslik significant wees. Maar ek wil 'n lewe groter leef as wat, en hy kan dit moontlik maak. Hy kan soveel meer doen as wat jy enigsins kan bedink in jou kop. Paulus skryf hieroor in Efesiërs 3:20 en ek wil dit vir jou in die Amplified lees. Want iets van die diepte van wat Paulus skryf in die Grieks kom uit in die Amplified. Dis wat hy skryf. Hy sê, now to him, God, who by in consequence of the action of his power that is work within us. En hy praat eintlik in hierdie gedeelte dat dieselfde krag wat God gebruik het om Jesus uit die dood uit op te wek, is binne in gelowiges deur sy gees. Dis die krag van God wat in jou is. Dit is die krag waarvan hy praat. En hier's wat hy sê, he is able to carry out his purpose. Hy het 'n doel vir jou. He's to carry out his purpose to do, kyk hierdie woorde, super abundantly, far over and above, all that we dare ask or think. God kan super abundantly, far over and above doen. Enige iets wat jy waag om te bid, waag om hom te vra, waag om te droom. Hier's wat die res van die vers sê, infinitely, beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes or dreams. Dis ons God. En hy het drome vir jou, ver groter. En hy soek mense wat nie net 'n naam vir hulle self wil maak, en net hulle eie afdruk maak, en net invloed vir hulle eie agenda nie, maar wat 'n invloed sal wil hê vir sy koninkryk en vir hom. Dis die invloed van God, wat gemaak het dat 'n skaapwagter, wie se broers niks met hom te doen word nie, koning Dawid word, die grootste koning in die Ou Testament. Dis die invloed van God wat gemaak het dat 'n skaapwagter wat groot geword het in Egipte, wat uitgedryf is uit Egipte, die grootste leier word, Moses in die Ou Testament.
Dis die invloed van God wat maak dat die man Gideon, wat die minste en die kleinste in sy familie is, 'n rigter word, wat amok saai. Dis die invloed van God wat maak dat vissermanne, leiers in die beweging in die kerk van Jesus Christus geword. Dis die invloed van God wat maak dat jou seer en jou verlede en jou pyn en jou teleurstelling omgeskakel kan word in 'n bediening vir sy glorie en vir sy agenda. Dis ons God. Ek kan onthou net nadat ek tot bekering gekom het, het ek gedroom dat ek preek voor duisende mense. Ons het in 'n dubbelverdieping meentuis gebly en ek die gordyne oopgetrek en by venster uitgekyk en al die meentuise en verbeel hoe duisende mense voor my staan. En sit en hoe ek preek vir hulle. Ek droom deesdae ander drome vir ons kerk en vir ons gemeente. En ek vertrou dat hierdie God invloed sal gee. Nie vir my nie vir ons gemeente nie, maar vir sy eer en vir sy glorie. Miskien 'n gebed wat jy kan bid is, Here, wys my die doel van my lewe, sodat ek 'n groter lewe as my eie kan leef. Ek wil dit hê. Ek weet nie van jou nie. Maar as die Here dan vir jou invloed gee, as hy jou seën, en vir jou invloed gee waar jy tot seën kan wees, dan is dit nodig dat jy die volgende deel van Jabes se gebed bid. Ek bid dat die hand by my sal wees. En dit is om te bid vir sy teenwoordigheid en sy krag. Oralste waar jy lees van die hand van God, is waar God se bonatuurlike krag en teenwoordigheid op gewone mense gekom het om bonatuurlike dinge te doen. Die wonderwerke wat ons lees in die Bybel is gewone mense waarop die hand van God was, waar God se teenwoordigheid en krag was en hulle het wonders gedoen, behalwe Jesus. Jesus is God. Maar die res van die mense in die Bybel was gewone mense soos ek en soos jy met die hand van God op hulle lewe. Ek en jy het nodig om 'n begeerte te hê. Ons het as kerk nodig om 'n begeerte te hê vir die teenwoordigheid en vir die krag van God. Jesus sê in Matteus 22, julle dwaal omdat julle nie die skrif en ook nie die krag van God ken nie. Ons het albei nodig. Ons gaan die woord preek hier by hierdie gemeente, maar ons het ook die krag van God nodig. Ons het nodig om 'n honger te hê vir die krag van God. Dis deel van hoekom ons hom wil aanbid met musiek en met sang, om te vra, Here, kom ontmoet ons. Ons wil 'n ontmoeting met U. En ons het albei nodig om 'n pad saam met hom te stap. In Handelinge 11 lees ons dat die hand van die Here was op Paulus en op Barnabas, op hierdie disippels, en 'n groot aantal het gelowig geword en na die Here gedraai. En ek het 'n ruk terug vir jou gesê, wat is 'n groot aantal? Een meer. Een meer is 'n groot aantal. Die Bybel sê oor een sondaar wat hom bekeer, is daar blydskap in die hemel. Wie is jou een meer? Bid jy vir jou een meer? Wie is die persoon naby aan jou en ver van die Here? Dis jou een meer. Bid vir hulle, bid vir invloed, dat jy invloed sal hê om Jesus op die tafel te sit vir hulle, sodat hulle iets van sy goedheid sal beleef. En wanneer jy die voorreg het en dat hulle na Jesus toe kom, is daar blydskap in die hemel. Een meer. As ons plek maak vir een meer, as ons stoel maak vir een meer, as ons nog een meer kan bereik, as ons nog een meer dorp kan bereik, as ons nog een meer vir Jesus kan bereik. Dis 'n groot aantal. En so baie keer, wanneer daar sukses is in mense se lewe, is die gevaar dat mense aan mense begin eer gee. En hier is wat jy moet weet, dit gaan nie oor mense nie. En dit gaan nie oor jou nie. Wanneer die Here vir jou invloed gee, gaan dit nie oor jou en jou vermoë nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs, uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God af. Dis hy wat bekwaam maak. Want ons bekwaam gemaak het om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Dis hy wat dit doen. Sagaria sê, dis nie deur krag en mag nie, maar dis deur sy gees. Dis hy wat dit moontlik maak. So ek en jy het nodig om te bid, Here, hou U hand oor my. Want dit waarvoor U my geroep het, is te groot vir my. En dis die ding, as die Here jou seën, en as hy vir jou invloed gee, en as sy teenwoordigheid en sy krag, sy hand op jou lewe is, dan is dit baie belangrik dat jy die laaste deel van Jabes se gebed bid. Wat hy sê, Here, weerhou onheil van my, sodat ek nie smart ervaar nie. Ek en jy het nodig om te bid vir beskerming. Vriende, luister baie mooi. Wanneer ek en jy iets begin doen vir die Here, moet jy weet dat die duiwel, die vyand, sal teen jou kom. Ons is in 'n geestelike oorlog. En hy sal jou laat begin twyfel in jouself, en hy sal jou begin, en hy sal versoekings voor jou sit, en geleenthede vir jou sit om te val, en om droog te maak. En ek en jy het nodig, om skuiling te vind by die Here, en beskerming te kry by die Here. Psalm 32 sê, U is vir my 'n skuilplek, U beskerm my teen aanvalle, U laat my oorwinningsliedere sing. Dis God wat ons help in hierdie geveg. Hy gee vir ons wapens, hy help ons, hy gee sy engele, hy gee sy gees om ons te versterk. Psalm 3 sê, maar U, Here, is vir my skild aan alle kante. U is my eer en die een wat my kop hoog hou. Selfs wanneer die aanvalle gebeur, is U die een wat my kop hoog hou. Ek en jy het 'n regte vyand.
En deur net te sê, ek praat nie oor die duiwel nie, maak nie sin dat hy nie daar gaan wees nie. Ons het 'n regte vyand, en ek en jy moet bewus wees van sy planne wat hy het. Petrus skryf, hy sê, wees nigter, wees wakker, want julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslim. Jesus het gesê, die duiwel het gekom om te steel en te slag en uit te roei. En hy wil steel by jou, en hy wil jou invloed steel, en hy wil jou vreugde steel, en hy wil jou getuienis steel. As jy kyk na hierdie programme waar 'n leeu 'n bok gaan vang, daai leeu lê laag in die gras, hy kruip weg, die bok is nie eens bewus nie. En hy bekruip hom met 'n groot intensiteit, en hy weet presies wat hy wil doen, en op die regte oomblik spring hy en hy val hierdie bok aan. En dit is die beeld wat Petrus hier skep van die duiwel, is dat hy lê met baie intensie, en hy wag vir die regte geleentheid in jou lewe, sodat jy kan val. Paulus skryf, die Here is getrou, hy sal julle versterk, en julle van die bose bewaar. Ons het die hulp van God nodig, om sterk te kan bly staan, wanneer ons invloed vir sy koninkryk in hierdie wêreld uitoefen. Maar meer is dit. Jy sien baie keer wanneer die duiwel jou nie kan kry nie, dan gaan hy geleenthede skep wat jy verkeerd verstaan word, of wat jy iets sê of iets doen, en iemand anders, of dit reg of verkeerd is, interpreteer dit verkeerd. En deur wat jy sê en wat jy doen, maak jy ander mense seer. En baie keer is daar 'n misverstand wat gebeur, en mense voel seer gemaak deur jou, en dit maak dat hulle sukkel in hulle lewe. 'n Vers wat ek baie bid vir myself is Psalm 69 wat sê, Here almagtige God, moenie dat die wat op U vertrou deur my toedoen teleurgestel word. Here, ek bid dat hierdie mense in hierdie gemeente wat op U vertrou nie deur my toedoen teleurgestel sal word nie. God van Israel, moenie dat die wat by U hulp soek deur my toedoen beskaam word nie. Ek leef in 'n heilige vrees om droog te maak vir die Here. En die rede daarvoor is dat ek weet die effek van predikante wat al droog gemaak het. En ek en jy het al baie stories van dit gehoor. En ons het al gesien die effek wat dit het op mense se geloof. En dit maak my werk net soveel moeiliker elke keer wat dit gebeur. Maar ek weet dit kan met my ook gebeur. En ek dink ons het nodig om te bid en vir die Here te vra dat hy ons sal beskerm, dat ons nie die oorsaak sal wees vir die pyn in ander mense se lewens. En dat dit maak dat hulle sekere afleidings oor God en oor sy kerk maak. En kan ek vir 'n oomblik net jou disipel in hierdie area? Moet asseblief nooit sê dat indien iemand in die kerk jou seer maak, dat die kerk het my seer gemaak. Dis 'n individu in die kerk, 'n mens in die kerk, wat jou seer gemaak het, en jou teleurgestel. En soms is hy 'n predikant. Dis nie die kerk van Jesus, dis mense. Want ons mense in die kerk, wat nie perfek is nie, net soos jy nie perfek is nie. En sommige van hulle is ook die een wat met jou praat, is die predikant. En as jy hier sit vandag, en jy is hier juis omdat jy seer gekry het in 'n ander gemeente, het jy nodig om te vergewe, en jy het nodig om jou oë op Jesus te sit, die begin en die volëinder van ons geloof, en hy is perfek, en hy stel nie teleur nie. En laat hom toe dat hy sal kom genees binne in jou lewe. Maar weet dat mense is nie perfek nie. En dat die duiwel juist dit sal gebruik om jou weg te hou van die Here en van sy bruid en van sy kerk. As 'n haarkapper droog gemaak het in jou lewe en jou hare opgemors het, is jy nie soos ek klaar met haarkappers en gaan nooit weer my hare sny nie. Maar ons is in 'n geestelike oorlog en mense maak daai afleiding oor kerk. Maar ek dink ons het nodig om te bid en vir die Here te vra om ons te help dat ons nie die oorsaak sal wees nie. Dat ons nie die mense in die kerk sal wees wat dit veroorsaak nie. Miskien moet ons bid, Here, beskerm my van elke aanval, gee my krag binne die aanval. So baie keer kom die aanval wel. En dan vra Here, gee my krag binne dit en keer dat ek anders sal seermaak. Ek wil hierdie foto vir jou wys en dit gaan nie oor my nie, ek wil net hê jy moet dit weet. Dit is papier binne in my kantoor, dit is teen my muur opgeplak langs my lesenaar. Met Jabes se gebed en hierdie verse wat ek vanaand met jou deel. En elke oggend voordat ek my rekenaar aansit en voordat ek neerskryf my lys van wat moet gebeur, dan bid ek vir die dag en soos Here, help my met hierdie dag, geef my wysheid, geef my insig en 2 of 3 keer in 'n week bid ek hierdie gebed van Jabes. Vir julle, vir my, vir ons gemeente. En bid ek al hierdie ander verse wat saam met dit kom. En dit gaan oor die laaste deel van vers 10, wat sê God het toelaat gebeur wat hy gevra het. Wat kan gebeur? Wat kan gebeur
Indien jy hierdie vir die Here vra, indien jy vir hom vra om jou te seën, indien jy vir hom vra om vir jou invloed te gee, indien jy hom vra om sy hand op jou lewe te hou en om jou te beskerm, wat kan gebeur indien hy sê ja, ek gaan dit doen? Wat kan gebeur in jou familie? Wat kan gebeur in jou koshuis? Wat kan gebeur by die universiteit? Wat kan gebeur in jou skool? Wat kan gebeur in jou besigheid? Wat kan gebeur by jou werk? Wat kan gebeur in Bloemfontein indien God ja sê vir julle? En vir my, vir hierdie? Wat kan gebeur in die Vrystaat? In Smithfield, Petersburg, Kroonstad, Kakamas. Party ouens wat luister sit in Australië en party sit in Kanada. Wat inskakel by sê, wat kan gebeur in hierdie wêreld? Indien die God van Jabes, wat nie verander het nie, dieselfde God, ons het nou nog gesing, indien dieselfde God na jou gebed kyk en sê, is reg, ek gaan dit doen. Wat kan gebeur? Hoe kan hierdie wêreld anders te lyk? Hoe kan die naam van Jesus geëer word in hierdie wêreld? Hoe kan die koninkryk van God bou? Hoeveel meer mense kan deel raak van die koninkryk van Jesus Christus? Wat kan gebeur? Want dis ons God. Sy hart is vir die wêreld. Sy hart is vir jou, sy hart is vir mense. En ek dink hy is op soek na mense wat sal bid, Here seën my. Here gee my invloed. Here hou jou hand op my. Here beskerm my. Dink net wat kan gebeur. Vader, U is getrou. U doen wat U sê U sal doen. U woord is lewend en kragtig. U beloftes staan vas. U karakter verander nie. U is wie U is. U is die groot ek is. En U is vandag dieselfde wat U was in die tyd van Jabes. En U sal altyd dieselfde wees. Here, ek wil kom vra. Ek wil kom vra dat U ons gemeente sal seën, sodat ons tot seën kan wees vir die wêreld. Ek wil kom vra, Here, dat U vir ons invloed sal gee. Invloed vir U naam, vir U glorie, vir U koninkryk, nie vir onsself nie. Dat U vir ons guns sal gee op plekke wat ons nie eens kan bedink nie. Dat U oneindig meer sal kon doen as wat ons kan bid of dink. Ek wil kom vra, Here, dat U hand op ons sal wees. Ek wil kom bid vir U teenwoordigheid, ek wil kom bid vir U krag, ek wil kom bid dat U Gees teenwoordig sal wees waar ook al ons is, en dat mense tasbaar die lewende God sal ervaar en beleef. Here, ek wil kom vra dat U vir ons sal beskerm. Ek wil die naam, ek wil kom vra, Here, kom beskerm ons teen aanvalle van hierdie vyand. En Here, gee dat ons nie die oorsaak sal wees vir ander mense se seer nie. Here, maar ek wil dit kom vra, en die voorreg wat ek kan hê om dit te kan vra in 'n naam wat Jabes nie dit kon doen nie. Ek wil dit kom vra in die naam van Jesus Christus. Die naam van U Seun. Die naam bo alle name. Die naam wat U gekies het waarin verlossing is. Die naam in wie alle mag en alle gesag in die hemel en op die aarde is. Ek kom bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.